baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Hier in Lukas 19 vers 10 staan hierdie wonderlike bekende woorde. Die Seun van die Mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Gestel, God was 'n probleemgedrewe God, 'n probleemgefokuste God. Hy skep die Here, hy skep pragtig, God skep wonderlik, alles is perfek en goed. Die mens kom en bevonkvaai alles en die lelik kom in die wêreld in en onder andere die skeiding tussen God en mens en hierdie kloof onoorkombaar vir ons as mens. As God 'n probleemgefokuste of 'n probleemgedrewe God was, dan was dit klaarpraat met ons. Dan was daar geen hoop nie, dan was daar geen uitkoms nie. Maar ons sien hierso, ons sien hierin is 'n wonderlike voorbeeld in Saggeus se lewe, waar Saggeus wat 'n slegte ou was, 'n sondaar mens was, waar God 'n oplossingsgedrewe God is, en hy kom en hy soek en hy red die wat verlore is. God bring die redding en die verlossing omdat hy 'n oplossingsgedrewe God is en nie 'n probleemgedrewe God is nie. En dit gaan ons help in die elke dag se lewe as ons hierdie voorbeeld van ons Here en ons Meester volg. As ons ook ons gedagtes swaai van probleemgedrewe na oplossingsgedrewe. Wat gebeur baie keer in my lewe, dalk in joune ook. Daar's 'n probleem en ons stop daaroor, ons bedink dit van alle kante, ons rol rond in die nag en kan nie slaap nie, want hierdie probleem hou ons wakker, en hierdie probleem hou ons as dit ware gevange, maar hoe meer ons gevangene is van die probleem, hoe minder kom ons by 'n oplossing uit. So ons moet leer om in die voetspore van die Here te stap. En ons moet leer om meer en meer deur sy oë te kyk en te vra, wat is die oplossing vir die probleem waarmee ons sit? Ek lees 'n wonderlike voorbeeld daarvan. Ek lees dit in 'n boek van Ewald van Rensburg. Die boek se naam is Goeie Genade, jy is spesiaal. En dit gaan oor die bekende uitvinder Thomas Edison, wat onder andere die opgaarbattery ontwerp het of ontdek het of uitgevind het. Wel, hulle sê op 'n stadium is daar 50.000 mislukkings van hoe hierdie battery nie werk nie. Wat hy probeer het en dit slaag nie, probeer en dit slaag nie. En op 'n stadium vra iemand vir hom, raak jy nie moedeloos nie? En hy sê hierdie ding, hoekom sal ek moedeloos raak? Wat ek nou weet, is ek weet al 50.000 maniere hoe dit nie gaan werk nie. Watter wonderlike ingesteldheid is dit nie. Hulle vertel ook verder dat in Desember 1914 raak die skuur of die fabriek waar hy gewerk het raak aan die brand en die brandweer was nie in staat om die brand te blus nie. En die volgende oggend stap hy so deur die pyn en die swart roet en alles en hy maak hierdie opmerking en hy sê, God dank vir moontlikhede om nuut te begin, want al ons foute lê nou in die as verbrand. Is dit nie 'n wonderlike manier om na die lewe te kyk nie? So mag ek vir jou vra, mag ek vir my vra, wat dryf ons? Is dit probleme wat ons so baie op gefokus is? Of is ons ook, soos ons Here Jesus, gefokus op oplossings, om 'n oplossingsgedrewe mens, disipel van Jesus, te wees?
Dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die Lewe met 'n Rede bediening help moontlik maak.